Mila skiet soos 'n vuurpyl uit die bed een stil Saterdagoggend. Sy het gisteraand Bak en Brou saam pappa op die televisie gekyk en wil met 'n groot hartsbegeerte ook iets in die kombuis optower, maar op haar eie, sonder mamma of pappa se hulp. Wat kan ek maak? Wonder sy by haarself. Sy dink vir 'n oomblik en toe skree sy, ek het dit! Ek gaan 'n melkskommel maak. Dis lekker, dit lyk mooi en dit klink na iets wat sy sal kan maak. Sy trek haar pink kolletjie voorskoot aan waarop staan Chef Mila gevaar in die kombuis en glimlag breed met 'n vonkel in haar oog. Mila trek die kombuiskas oop waar mamma haar resepte bære en soek vir die letters in melkskommel. Mila sug. Daar is nie een resep vir 'n melkskommel nie. Sy begin afgehaal die kas se deur toemaak, maar toe vang iets haar oog. Agter 'n blikkie in die kas lê daar iets vreemd. 'n Klein blink notaboek met 'n goue lepel op die voorblad. Op die eerste bladsy staan geskryf: vir diegene wat glo dat 'n melkskommel meer as net melk en roomys kan wees. Onder dit 'n resep met die titel: Tower geskommelde melk wat oorloop soos 'n fontein. Mila glimlag. 'n Tower geskommelde melk? Perfek. En dit loop oor in 'n fontein. Vir jou tower ek op vandag, glimlag sy en wys na die resep. Sy lees hardop. 1 koppie melk, 2 skeppies roomys, 'n tikkie vonkel van jou gunsteling liedjie. 'n Vonkel van 'n liedjie? Sy druk toe haar speelgoedmikrofoon aan en sing. Ek's Mila, ek's 'n ster, ek maak melkskommel, hoe extraordinair. 'n Teelepel vriendskapspoeier. Ek het nie dit nie, sê sy. Maar ek het blinkertjies. Sy gooi 'n bietjie in. 'n Druppel van iets wat jou laat lag. Mila krap in die yskas en sien bietjie spioene wat oorgebly het. Mamma noem dit altyd sampioene. Maar in elk geval, dit maak almal altyd lag. Sy gooi 'n paar in. Sy gooi alles in die menger en druk op aan. Die mengsel begin borrel, bloep, bloep, bloep. En die menger se deksel ruk. Dis seker net die ys, sê sy. Toe ploef, die melkskommel spuit op en weer af soos 'n fontein en spat haar brille nat. Nie net dit nie, dit skyn soos blinkertjies en klein glasies dans bo dit rond. Sy vee haar brille oop en gryp dadelik een van die glasies uit die lug en druk dit in die melkskommelfontein. Yummy, sê sy en trippel rond van opgewondenheid. Toe mamma en pappa inkom, is die kombuis 'n glinsterende ramp. Die vensters lyk of hulle toegesneeu het, blinkertjies hang in die lug en Mila staan met roomys in haar hare. Pappa frons. Ek dink ek's lus vir koffie. Mamma staar in verwondering en kyk na die self-aangedrewe melkskommelfontein. Hier, sê Mila trots en gee 'n glasie melkskommel vir albei om te proe. Dis 50% melk, 50% 'n geheim knipoog sy en 100% lekker. Skielik hoor hulle 'n sagte stem. Dit kom van die resepteboek met die goue lepel daarop. Mila, elke bietjie tower begin met 'n bietjie mors, fluister dit. Tot ons volgende mors, maak nou eers skoon, hoor? Die resepteboek vlieg toe in die gang af en verdwyn asof dit nooit gevind is nie. Mila glimlag terwyl sy mop en skrob. Volgende keer moet ek miskien minder blinkers ingooi of miskien was dit die spioene. Hoop julle het van die video gehou. Hou van en teken in, okay?